Hallo en welkom. My naam is Amike. Ek is 'n verpleegsuster wat my eie pad stap met PTSD. Hierdie is 'n plek waar ons dit gemaklik maak om oor die ongemaklike goed te praat. Waar eerlike gesprekke op tyd kry. Want soos koffie is die lewe nie altyd soet nie. Soms is dit bitter. Hier deel ons daai stories. So kom sit saam met ons, luister en voel. En dalk, net dalk, voel jy is nie alleen nie. Welkom by My Storie Met. Diep in my stilte hoor ek jou naam. Tussen die skeure waar my vrese slaap. As alles breek en al my kragte gaan, staan nog jy, staan nog saam. Baie dankie dat jy vandag hierso is. Ek kan nie vir jou genoeg sê hoe dankbaar ek is dat jy gaan praat oor iets wat so belangrik is en iets wat so na in my hart is, wat mental health is. En ek dink nie genoeg oor gepraat word nie. Ek dink daar's nog so groot stigma oor mental health en daar's nog so groot groep mense wat dink dat, jy weet, dit bestaan nie of dis iets wat net you making it up of jy weet. So ek wil vir jou baie dankie sê dat jy real en raw soos jouself gaan wees en jou storie vandag gaan vertel. Nee, dit is die grootste plesier. Ek sê altyd vir mense, dit is ek's 'n oopboek, dis warts and all. Jy kan vra en ek sal jou so bes as moontlik beantwoord. Ja. Ja. Ek wil graag begin met jou kinderlewe want ek is 'n groot believer in jou kinderlewe vorm soveel van ons grootmens jare. Hoe was jou kinderlewe gewees toe jy jonger was? So ek is 'n tipiese millennial. My ouers is my ouers is die produkte van boomers. So die gevolg is my oupa was baie hard. Beide my oupas. My oumas was maar net in die skadu. Maar die sterkste vrouens wat ek ken. Maar met die gevolg is my pa is 'n rapsie beter as my oupa. En dis al wat ek van hom kan verwag. Ek praat baie op my sosiale media van I admit the faults of my parents just because I didn't want to make the same mistakes. Ja. Maar dit beteken nie ek verwyd my ouers nie. Dit beteken nie ek is kwaad vir my ouers nie. I did the work. Ek het vrede gemaak. Ja. So my pa het vrek hard gewerk, nog steeds. My pa werk nog steeds. Sure. Hy is 66 en hy werk nog steeds 6 dae 'n week, sy eie besigheid. So the hustle and the grind is very real. And I got my work ethic from him. Maar die emosionele kant was effe stomp. Daar is hulle het nie geleer om te praat oor emosies en gevoelens nie. So in my huis, if you had a big feeling, Ja. soen toe met jou, moenie moeite wees nie. En ek was tipies grootgemaak in 'n huishouding van moenie ek gaan vir jou iets gee om oor te huil. En my ma het al baie erken dat ons is gevoeder into submission sodat my pa nie vir haar moet kwaad raak nie. Sjoe. So sy moet al daai werk doen. En ek en my ma het al ook by die gesprek gehad. Ek het ook al ook by die gesprek met my ouers gehad omdat ek my kinders anders grootmaak. Ja. So en ek is ook die oudste dogter. So I took a lot of the reading the room and checking. Weet daai Ek is saam met jou op daai ene. Ek voel jou die eierdop in die huis val. So I became the one with that responsibility. Reading the room, checking everyone's moods. Dit was 'n geval van as ek moet R20 vra vir 'n skooluitstappie, dan moet ek net my pa se mood eers check. Dis nie van net vra nie. Jy moet eers goed monitor, is hy 'n goeie byjaar. Is dit nou die regte tyd?
And that's exhausting in itself. Ja. So jy is baie ek het baie ook geleer daai het ingespil in vandag se survival tools wat ek constantly check if I'm safe. Ek constantly en dis waar my control freakness Ja. ook vandaan kom. Jou nervous system Want het as ek dit kan geleer. beheer, correct, that's how I'd learn to be safe. If I can Ja. control the environment, Ja, I can predict outcomes and then that's safety for me. ja. So ja, dit was maar nie baie liefdevol, baie we did lots of activities, but emotional safety Ja. was not great. Maar dit was Sure. soos dit was maar meeste huishoudings. Ja, ek dink dit is. Ek dink dit is die generasie wat ons Van in my groot ouderdom. Yes, wat ons in groot geraak het. Definitief, maar ek wil ook daarop klem lê dat ons nie hulle kan blameer nie because they also didn't have the tools that we have now. Hulle het nie die internet gehad en al hierdie goed sielkundiges. Ek bedoel as jy gepraat het van 'n sielkundige daai tyd, dan was dit soos nee, dis vir mal mense. Soos jy gaan nie. So ek dink ons moet dit ook van 'n perspektief af vat dat we're not blaming them. Presies soos wat jy sê. Ons kan nie hulle blameer vir wat hulle gedoen het nie. They did their best, dink ek, actually in teendeel. Ek dink elke 100%. meestal ouers het hulle beste gedoen. But there's a lot of emotional damage that was caused as gevolg van wat hulle gedoen het. Nee, ek dink in soos ek sê ek het al oop gesprekke met my ouers oor gehad en my ma erken, sy sal sê as sy nou terugkyk en dink sy hoe het sy hierdie gedoen en dan sê ek vir haar, mamma, nou blame. Ja. Ek verstaan jy het absoluut die beste gedoen met dit Ja. wat jy toe geweet het. Ja. En ons het oop gesprekke want nou omdat ek my kinders anders grootmaak, Ja. is dit is al 'n spieël wat opgehou word elke dag. So Ja. en my pa het ook al erken en hy verstaan nie hoe julle die kinders groot kry nie, maar dit werk. Ja. As ek soos- Sure. Ja. So en dan if he's susceptible in that day to learn, then I will give some education. Ja. Soos ek's meer as bereid. As jy my vra, I'll give you the facts, I'll give you the Ja. studies. Ja. Ek sal vir jou verduidelik hoekom ek doen wat ek doen. Ja. Ja. Ek doen nie net goed willy-nilly nie. Ja. It's A-tipe persoonlikheid. Yes. Ek doen goed want ek het vir hom genavors. Yes, I'm doing this because of research en ek dink net jy as mens ook is jou eie navorsing ook en wat jy deur is en wie jy geword het is your best researcher jou eie produk ook. Maar ek wil so klein bietjie terugkom na jy het gesê toe jy jonger was, gevoelens was net soos we don't talk about it, jy moet dit stil hou, dit jy weet jy mag nie daai groot gevoelens hê nie. Wat het in jou binne jou gebeur wanneer jy daai groot gevoelens gehad het? Wat het gebeur? So I learned to reduce my needs. Dit wat ek nodig gehad het ek net gegaan is fine, daar's nie tyd of plek vir dit nie. Ja. So you minimize what you feel and you minimize your needs. So dis absoluut in ons huis was dit 'n performance-based relationship. Soos jy moet kyk my punte, ek is gehoorsaam, ek luister, ek doen hierdie, ek is hierdie, ek doen so en so. So love me now. Ja, accept me now. Ja. So dit was very so ek sukkel ook om te rus. Want if I'm not being productive, why would you love me? Why would you care about me? Because I'm not adding value. So om te rus is ook moeilik. My pa kry ook nie gerus nie. Hy sal en dan voel jy skuldig rondom hom as jy rus. Sure. Maar ek dink is ook jou nervous system wat so gewoond is aan iets doen dat rus onveilig voel. Rus voel amper vir jou unsafe. Dit is soos this is not normal. Ek moet produktief wees, ek moet acceptance kry, ek moet rus voel amper onveilig vir jou. Wat die teenoorgestelde is wat dit moet wees. You have to work for it. You have to earn rest. Ja. En as jy nie genoeg gedoen het nie, dan kan jy nie rus nie en jy kan ook nie lank rus nie. Dus moenie dink soos so dis baie moeilik om ook af te skakel. En dit maak dit
dit maak dit baie moeilik in my werkslewe en in my persoonlike lewe, want then I work, and then if the work doesn't get recognized, dan raak ek resentful. En dan is dit soos, but I did all of these things. Soos hoekom, why aren't you reciprocate? Soos hoekom gee jy nie vir my die validation wat ek nodig het nie? En dis nie goed om dit in adult relationships te hê nie. That's not healthy. Nee. Waar kry jy nou jou validation? As jy nou jy praat nou van validation en om terug te kom na jou kinderlewe toe, jou punte was altyd jou validation. Waar vind jy nou validation en het jy validation nodig? So ek is nog definitief 'n work in progress. Ek het al 100%. But I think that's the beauty of it. I think everyone should be a work in progress. So I'm constantly evaluating, okay, waar is ons nou? Wat 'n probleempie is of wat ons volgende kan tackle. ChatGPT het vir my gesê ek ruminate te veel oor goeders. Ek dink te veel oor goeders. It can be a good thing and it can be a bad thing. En ek wat so ruminate is maak 'n mens moeg. So die validation, ek dink die validation en waar ek my waarde sien is baie nou connected. En ek het geleer om waarde te vind in die werk wat ek in myself doen en die manier hoe ek opdaag vir mense. So it's about how I leave people feeling when I have had an interaction. So ek het op skool, as ek nou dink aan myself op skool, dan raak dit is cringe, en dit is girl, jy moet net nou so baie praat vir jouself. En ek dink nou, dis bietjie ADD vibes, waar as iemand 'n storie begin, dan wil ek net vir jou vertel, ek verstaan wat jy sê, dan vertel ek 'n storie oor my. En toe ek later dit besef, is ek soos, girl, dit gaan nie oor jou nie. Jy moet meer oor ander mense praat, vra vir hulle vra. Want op die einde van die aand, as hulle huis toe gaan vanaand, gaan hulle gaan, yes, daai girl is nice, ek het so baie goed vir haar vertel. Waar, as ek vanaand by die huis kom, wil ek seker maak, ek kan onthou die persoon, dat hulle doen dit vir werk, dit is wat vir hulle lekker was, dit is hulle favorite kos, hulle het 'n hond, hulle het kinders, hulle het dit. Soos ek maak dit 'n punt daarvan om meer oor mense uit te vind, en meer oor hulle te praat, as oor myself, net om, want ek het agtergekom, that's very, I don't know, dit was 'n coping mechanism vir my in daai oomblik, of 'n bietjie ADD, maar nou sê ek soos, nee girl, actively ask questions about the person. So, nou doen ons dit, maar nee, my waarde en my validation, ek kry dit nog nie altyd reg nie, maar ek fokus daaraan om dat dit van binne afkom. It comes from within. Want people's opinions change constantly. En jou waarde en wat jy tafel toe bring, kan nie afhang van die mense in die vertrek waarin jy stap nie. Because then that's going to fluctuate constantly. 100%. So you just need to be lekker within yourself. Hoe het jy begin voel dat ek is nie okay nie? Daar's 'n bietjie van 'n angs, daar's 'n bietjie van 'n I'm not doing okay. Waar daai pad vir jou begin, wat jy besef het, ek het hulp nodig, ek is nie okay nie? So dit sal wees having a baby in COVID in a foreign country. That will do it to you. Sure. Having your first baby in a foreign country during lockdown. Dit was 'n coolie. En ek het definitief nie full-blown en postpartum depression gehad nie, ek is nooit gediagnoseer met PPD nie, maar dis daar wat ek agtergekom het, my nervous system is fried, my anxiety is next level, koppel dit met die normale goeders wat gebeur nadat jy geboorte skenk, soos die intrusive thoughts, soos ek gaan nou met die kind by die trappe afstap, en dan gaan hy val, dan gaan sy kop oopval, en dan gaan hy al lê, en dan, of soos ek gaan in die kot instap, en dan is hy versmoor, en soos, ons gaan in die kar ry, en die kar gaan omrol, en dan obviously my man verstaan dit glad nie, maar dit is nie 'n ding wat met mans gebeur nie. Vrouens kry dit, soos after giving birth, en ek het net agtergekom, ek wil nie meer so, I feel shackled.
Ja. En toe het ek 'n sielkundige begin sien en toe het sy my gediagnoseer met medium, dis is mild case of anxiety. Nie high level nie, maar ja, so en so ek het nie medikasie noodwendig nodig gehad nie, but we worked a lot on practical skills on how to cope. En dit het in 2021 gebeur. Ek is nou nog besig met my sielkundige om soos daai tools te verskerp en ja, oor die afgelope paar maande lots of pennies dropped for me about my anxiety. Wow, dis amazing. As jy praat van lots of pennies dropped, dink jy baie van dit kom terug alles na jou kinderlewe toe? Dink jy dit kom terug na hoe jy stres hanteer het? Dink jy het nie daai warning signs gesien nie, of vertel my 'n bietjie meer van die pennies wat gedrop het oor jou anxiety? Ek het nooit besef ek het 'n fear of abandonment nie. Sure. Ek het nooit besef ek het, because if I do all these things, you must love me and you won't leave me. Ja. So dit is ook waar die people pleaserheid vandaan kom, because if I don't make you happy with me, you're going to leave. Ja. So byvoorbeeld met my man ook. Ek sal vir hom inadvertently, I never knew this, but this was my way of survival. Because I was so scared of being abandoned. Ek sal vir hom vra, so met wie gaan jy? Wie's daar? Wanneer kom jy terug? Hoekom? As hy heel aand met iemand praat, ek sê, sorry, hoekom? Wie's dit? Wat? En vir my was dit 'n manier om veilig te voel. Vir my was dit net om, I needed that control to know, to be sure of the outcome. Ja. Maar my sielkundige my sê, but you know that control is fake. Ja. It's fake control. 100%. You can't control another human being. Ja. En dis my brein sê, al hierdie energie wat ek gebruik om 'n situasie te probeer control, wat ek nooit in actual fact gecontrol gaan kry nie. Ja. Ek kan daai energie vat and I can apply it to just trusting. Ja. And trusting the resilience within myself Ja. to just deal with whatever happens. Ja. Soos Ja. we'll deal with it. Ja. En toe ek net dit het gevoel asof iemand 'n betonblok van my bors afhaal en net langs aan neersit en ek is soos, oh my word. Sure. En dit En was op die ryp ouderdom van 37. Sure. Wat ek En dit is besef het. wonderlik. Dis wonderlik. Ek bedoel dis wonderlik dat en ek dink dit kom ook terug na you don't need someone's acceptance, want ek dink dit kom terug alles na daai fear of abandonment. Ek moet aanvaar word. Ek moet people please, want as ek aanvaar word, dan gaan ek goed genoeg wees. Ek gaan weer validation kry. Maar wanneer jy besef dat ek kan nie beheer wat ander mense doen nie. So what goes on in my mind en wat ek dink in my kop wat hulle gaan doen, dat ek hierdie illusie het van control. Jy het nooit eintlik ooit beheer eers gehad nie. In die eerste It's plek. fake. It's all Ja. fake. It's Ja. not real. Dis nie waar nie. Maar ons skep hierdie goed in ons kop en ek dink met 'n bietjie van maybe OCD is dit speel oor en 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 dan sit soos 'n loop en dan daai amper pathway in jou brein versterk want hy word heeltyd gebruik. So dit word nou heeltemal 'n constant ding die heeltyd en as jy daai pathway gebruik dan word hy al hoe sterker en die anxious thoughts en die anxiety word al hoe sterker. So wanneer mens laat gaan, it's not just like okay, dis nou verby. Dis nog steeds elke dag werk dink ek. Sal jy saamstem? Dis nog steeds dit was nie nou net een oomblik van okay, well let it go. Maar dis om jouself elke dag te herinner. Dis nie 'n switch nie. Nee. Dis nie 'n switch nie. Nee. Dit is om te besef, okay, ek het dit nou intellectualized this. Ek verstaan dit is wat ek doen. But I need to teach my body this now. Ek moet nou my brein leer dat om dit te doen. En jy kan. Ja, 100%. En jy kan. Ek het dis nog 'n penny wat gedraap het is ek het geleer dat ek koppel my regulation aan my mind se nervous system. So if he's regulated, I'm regulated. If he's dysregulated, I'm dysregulated. En toe sê my sielkundige vir my, jy besef dis 'n vorm van manipulasie.
Jo. Because you're not allowing your husband to feel his feelings. Want Ja. jy sê vir hom, as hy ontsteld is, gaan jy ontsteld wees. Ja. En toe sê ek soos, what? Dis Is that what I've been doing? Dis baie waar. En Ek ek het nooit kan so daaraan nie- gedink nie. Girl. Dis Toe baie sy dit vir my waar. sê, toe sê ek soos, and I don't want to be that person. I don't want to manipulate No, someone. I no. need you to be able to feel what you need to feel. Yes. En toe Yes. ek dit besef, toe begin ek werk doen om my regulation te Mhm. separate van my man se nervous system af. Mhm. So if I say something, if he's upset, Mhm. en dis enige iemand Mhm. wat naby aan my is, if I say Mhm. something and they're upset, I don't have to chase to go fix it. Ja. Ja. Because I've got now anxiety because I've upset Ja. someone. Ja. Maar toe sê my sielkundige, you call it by the name. Jy sê anxiety, I see you. Kom sit hierso. Sit hier Ja. op my skoot. Ek en jy gaan mekaar gaan die oogballe kyk. Mhm. Let's just sit with it. I recognize what this is. This is my anxiety talking. The thoughts following. Mhm. Dis angs. Ja. So voel jou angs. Ja. Dit sal verbygaan. Ja. Call it by its name. Ja. En die eerste keer toe ek dit moes doen, ek het die hele tyd gehuil. Dit was vir my baie moeilik. Dit was baie swaar. Sure. Die tweede keer toe ek dit moes doen, toe sê ek soos, okay, en dit is 'n active, dit is soos 'n out loud conversation. So anxiety, ek sien jy's hier. Ja. Ek sien jou, ek hoor jou. Mm. My gedagtes gaan na jou toe, but that's what this is. Mm. Dit is 'n anxiety response. Ja. So let's sit with it. En dan kyk ons net wat gebeur. Mm. En elke keer het daai oomblik wat ek met dit moes sit korter en korter en korter Ja. geraak. Jy het jou So it nervous still system getrain. happens. Jy het jou nervous system getrain dat okay, hier is nie 'n beer wat nou na my toe hardloop en ek is in gevaar nie. Dis okay, we safe, it's okay. En daai al hoe korter, dis vir my amazing. Ek is nog nie daar nie. Dit is my hoop om daar te kom. Dis my hoop om te kom tot daar waar Want jy dit is oefening. Ja. Dit is oefening. Ja. En it's a very brave step to sit with Ja. it and not to chase Baie and go, moeilik. please fix my anxiety. Please, please be fine. Please be okay. I'm so sorry. Please be fine. Dus kyk, soos ek het ook hierdie twitch gehad wat ek so sou sit met my duim. Dan kyk ek as my vingers later in 'n spasma, want dit is om myself te probeer regulate en dan Ja. suk aanneek dit. Sure. Dis terrible. Maar ja, so daai was nog 'n groot penny wat gedrap het. Sure. En ek wil graag terugkom na jou man wat jy gesê het oor hoe jy sê met sy nervous system en ek wonder ook of dit nie dalk is dat jy of julle albei op 'n manier half mekaar wat wou ek nou gesê het? Dit was nou 'n goeie vraag en nou het ek heeltemal vergeet wat ek wou vra. Gee my net 'n sekonde, laat ek net gedink where it was going. Dit is wat ek wou sê. So, ek dink dit is belangrik om te weet dat jy's nie verantwoordelik vir ander se gevoelens nie. En ek dink dit is 'n baie bitter pil om te sluk. Want wanneer hy dysregulated is, it's not on you. It's not on you. I can't be responsible for your feelings. Hy kan nie verantwoordelik wees vir jou gevoelens nie. En daai was nogals vir my en my huwelik was dit nogals 'n game changer gewees, moet ek sê. Toe ons besef het dat ek kan nie verantwoordelikheid vat vir jy wat 'n slegte dag gehad het of vir my wat 'n panic attack gehad het. Your feelings is your responsibility. Ek kan jou help en ek kan support you, but I can't be responsible for your feelings. And you're not responsible to fix them either. Ja. Dis so waar. En dit is wat ek ook moes besef, want dan sê ek vir my sielkundige, maar ek het iets moeilik gehad om op te bring. Ek het die timing gekies, ek het my woorde gekies. Ek was baie versigtig voor ek enigiets gesê het. I acknowledge feelings, ek het alles gedoen, and still it landed wrong. Sure. Still it wasn't received well. Because it doesn't matter. Ja. Dit is nie, jy kan dinge met die beste intensies, met die beste toon, met die beste gekieste woorde sê. It's how it lands is outside of your control. Natuurlik moet ons bedagsaam wees, dis verstaan met die mense in ons lewens wat ons omgee voor en wat ons liefhet. Natuurlik is daar sorg wat jy moet vat. Maar soos jy sê, at the end of the day,
you have no control on how that lands. Nee. You've got no control on how they perceive and receive it. 100%. So you can just speak your truth in a respectful, kind way. Ja. Want ons hier word daar nie, daar word nie gegil en gevloeke geskree op Nee. mekaar. We do not insult one another, want woorde bly en woorde maak seer. Ja. So, en ook, if we call it time out, dan is dit soos, hierdie raak nou vir my 'n bietjie te veel. Can we just pause and come back to the conversation? Dis baie. Het ek ook geleer, want ek wil dit nou oplos, nou. Ek wil nou veilig voel, ek wil nou alright wees. Maar omdat ek nou geleer het om te sit met die anxiety, I can let that go. I can give you space to breathe. Sure, dis wonderlik. Ek is so trots op jou. Dis regtig inspiring. Thanks. Dit is regtig baie inspirerend dat jy so ver gekom het en dat jy nou op daai punt is wat jy kan sê ek hoor jou, ek sien jou, ek voel jou, maar ek gaan nie vir jou luister nie. En ek dink dit is 'n wonderlike plek om te kan wees. Ek dink regtig so. Wat dink jy het jou angs jou laat beskerm van? Soos as ek dit kan stel in so 'n situasie van wat het die fisies, emosioneel, jou nervous system, wat het jou angs jou probeer beskerm in jou lewe? Ek dink ek het nie gedink ek sal kan, omdat my waardes en my normes so, ek wil sê rigid is. If I didn't control the situation, want ek het anxiety gehad, is ek nie, my anxiety is groot, is grotendeels gespike because I didn't have control. Ek het nie beheer gehad nie. So, ek wou nie in 'n situasie kom wat ek nie kon hanteer nie. Ek wou nie in 'n situasie kom wat ek gevoel het, if this happens, my life will be over. I won't be able to cope with it. Totdat ek geforseer was to take stock of what I have managed to survive in the past. Goed wat vir my nogal hard no's, hard yeses, very black and white was. Dat ek agtergekom het, actually, I made that work. My resilience is, I've got a proven resilience track record. En toe ek begin besef dat whatever comes my way, it might suck, but I will get through it. Because I've shown I can. Dus as ek objektief terugdink aan goed wat ek al deurgemaak het in my lewe, en sê ek soos, nee, girl, Well jy kan. done. Yes, well done. En my man sê altyd vir my, en ek dink baie keer, ek wil hom nie glo nie, maar dit is so waar. Hoeveel van hy goed wat jy oor ge-worry het eintlik waar geword? Hoeveel van hy goed? Vir my, in my geval was dit soos 0%, miskien 1%, maybe. Maar soos meeste van daai goed, het nooit eens gebeur nie. Maar it's this lie we keep telling ourselves. Ek wil presies weet, daar's opsie A, B, C en D. Yes, ja. As die pop op die fan strike, A, B, C, D. And I need to prepare for all of them. En daar gebeur nie een van hulle nie. Exactly. So, en ek dink, dis wat my volgende vraag wat ek graag vir jou wil vra, is dat jy sê jy is nou besig om jou kinders 'n klein bietjie of heeltemal anders groot te maak, nie klein bietjie nie. Hoe hanteer jy jou angs as dit kom by moeilike situasies met jou kinders? Want kinders is kinders, hulle is moeilik, maar om onsself te beheer is vir my baie keer die moeilikste. Ja, I took some cues from my husband. Want ek het wou hulle nie toelaat om goed te doen wat onveilig is nie, because I was anxious about what could happen. Ek was helikopter baie, soos ek moet net kan beheer. Nee, moenie dit nie, want dit gaan, of moenie, as ons water mors, dan sê ek soos, dan raak ek so gefrustreerd. Dink ek, hoekom? Dit is water. Jy vee dit net op. As 'n koppie val en breek, as die kind nou met die koppie loop en dit val en breek, ons tel dit net op. En is cause and reaction. Dit val, dit breek. Dalk moet ek dit nie weer doen nie. You know, learning process.
soos op 'n klimraam klim en monkey bars en sulke tipe goeders. Ek het ook geleer om ophou te sê, pas op, moenie dit doen nie. Ja. Wees versigtig. Soos ek sal vir Gideon sê as hy klim en klouter, hy's 'n laaitie. Ek sal vir hom sê, "My Boeta, voel jou lyfie veilig terwyl jy dit doen? Go for it." Dis I'm mooi. not going to project my anxiety onto him because ek gaan hom terughou. My vrese hoef nie syne te wees nie. He's Ja. much more capable than I potentially give him credit for. Ja, dis so So waar. so ek observe nou, dis nou baie praktiese voorbeeld van so speel op 'n klimraam of ry op Ja. 'n fiets of wat ook al. I observe Mhm. en dan vertrou ek myself dat ek sal ingryp wanneer dit nodig is of wat Mhm. en as hy val dan val hy ook. Dit is Ja. ek herinner hom net luister net vir jou lyfie. As Dis jy baie veilig mooi. voel om dit te doen, go for it. Maar ek gaan nie vir hom sê pas op of moenie of net omdat ek ongemaklik is met 'n ding nie. Ja, sure. En in daai ongemak, hoe sit jy met daai ongemak? Wat gaan mentally deur jou kop wanneer jy daai ongemak het? Nee, ons hoesa maar deur dit. Dit is maar baie diep. Ja. Ja. Breathing exercises. En mense lag altyd vir my want ek het 'n video gehad wat nogal baie afdraai gekry het oor Ja. kersies blaas. O, ek het hom eintlik gesien en ek doen dit eintlik met my seentjie. Eintlik, dankie vir jou. Baie dankie. En mense was soos flabbergasted. Hulle soos ag, jene, dis stupid. Hoekom sal Nee, 'n dit kind vir werk kersies wonderlik. blaas? Dit werk wonderlik. Maar fisiologies, dit is letterlik 'n tool om jou te kalmeer. Dit is Ja. letterlik 'n tool om jou nervous system te reset. Jy Ja. plant jou voete stewig. Jy fokus op wat jy kan sien, wat jy kan hoor. En jy asem in vir 6, hou vir 6, uit vir 6 en jy doen dit 6 keer. En soos it's literally just resetting your Ja. nervous system. En om 'n kind te fokus om 'n kers te blaas. Daai letterlike Exactly. en mense dink oh, dis stupid. Dit is letterlik biologie. Dit Dit is net hoe jou lyf in mekaar gesit is. En people 100%. omdat hulle dink mos sielkunde en biologie en is witchcraft. Soos Julle moet vir my net bietjie fokus. Ja, nee. Ag. Ek dink nie dit gaan moeilik wees om al daai opinies te verander, maar at least as mens net 'n paar in die regte rigting kan help soos wat jy doen, dink ek dis wonderlik in elk geval. It's more than enough. Yes, dis 'n wen, 100%. Ja. Ek wil graag terugkom na jou angs toe en ek wil graag weet as jou angs met jou kon praat nou vandag. Wat dink jy sou jou angs vir jou gesê het? Wat sou hy of sy, ek weet nie, is it a girl or a boy? Wat sou daai persoon jou oortuig het? Ek dink they would have said you missed out on a lot. Sure. You missed out on a lot. Baie vreugde is van jou ontneem omdat jy nie kon lewe in die oomblik nie want jy het so ge-worry oor die volgende ding en die volgende ding en die volgende ding dat jy nie in daai oomblik net kon ontspan en dit net geniet nie. As ons by 'n plek is en ons klomp mense, dan worry ek heeltyd oor hoe gaan ons by die huis veilig kom? Hoe gaan ek keer dat hierdie nie dronk word nie? Hoe gaan ek hierdie in die kar kry vanaand? Wat as sy haar foon verloor? Sy het nie haar foon verloor, maar ek sal nou al worry. Hoe moet ons die polisie betrokke kry as hierdie soos ek het in so baie oomblikke in my lewe dat ek net nie I wasn't fully present because I was constantly planning the exit, strategizing the next thing. So yeah, it's actually sad. I've never thought about it like that, but yeah, my angs het my sê, wow girl, you missed out on a lot. Dit maak my emosioneel, soos wat jy dit nou sê, want dit is so waar. Soos hoeveel het dit nie van jou gesteel nie, wat en ek saam met jou in dit, dat I should have been so much more present when I wasn't. Dis so waar. Dis baie waar. En mens kan seker verwyte hê en mens kan seker, maar ons kan dit nie verander nie. Ons kan net probeer om dit nou te sien en te sê, okay, but I need to be more present. I need to ek moet dit verander. That's something. So dit was regtig baie mooi gesê. Baie dankie. Sure. Ja, ek dink ook dis hoekom ek
my social media platform het gemorph. It's not big in no sense of the word, but hulle sê mos die Here gee sy moeilikste battle vir sy sterkste soldiers. En ek het nie verwyte in daai opsig nie. Niks wat ek deurgemaak het in my lewe maak asook hoe moeilik dit was nie, and it has been tough, but I think a lot of good came from it. Want ek dink mense wat baie sheltered lives gelewe het en mense wat alles net lekker gehad het en dis hoekom ek laat my kinders ook sukkel, because every struggle teaches you something. Every struggle makes you feel more confident that you can handle something. En ek sou nie die helfte van die goed in my grootmenslewe sou kon hanteer as ek nie die goed moes deurmaak, jy weet. Wat jy toe ek jonger was nie. Sure, dis wonderlik. So as jy sê jy laat hulle sukkel, kan jy my 'n voorbeeld gee, soos in watse opsig sal jy sê, soos as hy nou besig is met 'n puzzle byvoorbeeld, of soos hoe in wat, gee my net 'n voorbeeld van dit. So ek noem vir Gideon my ou planneman. Okay. En hulle sê mos jy spreek lewe in jou kinders in. Ja. So al van kleintjie tyd af, as hy gesukkel het met iets, dan sê ek, right, kom ons maak 'n plan. Watter plan kan ons maak om hierdie probleem op te los, my liefie? En dan as hy met 'n voorstel kom, dan dink ek, yes, jy maak die beste planne, Gideon. En dan dan sal ek vir hom sê, jy's my ou planneman, ouetjie. Dis pragtig. En hy sal, en dan as daar iets gebeur, soos nou sal hy ook vir my sê, papa, maar jy weet mos, ek is mamma se planneman, so ek kan alles. So hy sal hy maak sy planne. As hy sukkel met iets, dan sal ek vir hom sê, my liefie, mamma gaan nie nou vir jou help, mamma weet jy kan eintlik 'n plan maak. Ek weet jy is so goed in planne maak. Hy het nou die dag probeer fietsry en hy's op die gras met die fiets en die fiets wil nie ry nie. En hy sukkel en hy sukkel en hy sukkel en hy raak gefrustreerd en hy sê jy moet my kom help. En ek sê, my liefie, mamma gaan nie vir jou help nie. Jy moet hierdie self uitfigure, my bok. Soos in daai oomblik, alles in my wou hom help, want hy was so gefrustreerd. Dis is 'n natuurlike instinkt, ek wil hom net help. Maar ja, en dit is ook iets wat ek vir myself aangeleer het, to allow them to struggle. Want in die oomblik, man, net om die tandepasta oop te maak, of my tandepasta uit die buisie self op die tandepasta te kry. I'm gonna let him, as hy nou die helft van die buisie in die wasbak moet uitdruk, dan is dit ook nou maar so. It's okay. Maar die oomblik wat hy die actual tandepasta op die tandeborsel kry, en hoe chuffed hy is met homself, that's worth it. 100%. Want volgende keer dan doen hy dit soveel beter. Stupid voorbeeld, na die dag met sokkies. Ja, hy kind is emosioneel, want die sokkies kom altyd skeef aan, en is nooit reg nie, en hy weet nie hoe nie. Dus sê ek vir hom, ek kan mamma vir jou 'n triek leer met die sokkies, maar jy gaan dit moet self doen. En ek wys toe vir hom 'n triek. En hy sê, okay, hy gaan self probeer. En hy sukkel toe so 1 of 2 keer en toe hy dit self reg kry. So hy sê, mamma, ek het dit reg gekry, dis nie skeef nie. Toe sê ek nou toe, en toe die volgende oggend, toe my man nou die sokkies wil aantrek vir hom, hy sê, nee papa, ek kan mos self. En so dis sulke validating oomblikke wat ek gaan, okay, we're doing something right. Ja, dan dit gee net daai it's worth it. Peace of mind. Yes, jy weet, dis amper asof jy hoor jouself, soos jy het vir hom gesê planneman. Nou sê hy, papa, ek is mos planneman. Daai is die messages en die gedagtes en die woorde wat jy in hom geplant het. Dit is wat jy gedoen het. En ek jy dink moet so lewe in jou kinders spreek. Ja, en ek dink dit is so pragtig, want dit is so anders vir baie ander kinders wat miskien nie daai positiewe ervaring het en daai positiewe en dis baie hartseer. Dis baie. Ja, dit maak my stukkend. Mense is geneig om my te tag en goed op Facebook en op TikTok en hoe mense dan klim ek dan sien ek in die comment section hoe mense praat van hoe mense 3 en 4 jarige kind moet hanteer en dan ek lees nie, ek kan dit nie meer lees nie. Ek kan dit nie meer doen nie. Dit is vir my hart breek vir daai kinders. Soos ek kan nie and I can't save everyone. I can't. So dit is vir my emosioneel baie erg. So I tend to I don't open those notifications. I can't. Dis baie moeilik. En weer eens, dit is altyd die vulnerableste, dis kinders. Hulle is so vulnerable. Hulle kan nie vir hulle self opstaan nie en kan nie vir hulle self praat nie. En dit is net
dit is so hartseer dat mense ek het al daaroor gepraat in 'n vorige episode, maar ek dink dit is belangrik om weer te sê. Ek het 'n studie gelees wat hulle in Amerika gedoen het, waar hulle en dit was 'n lang studie, oor die 6 jaar studie gewees, waar hulle kinders gevat het wat geslaan was en kinders gevat het wat nie geslaan was nie. En oor 'n 6 jaar tydperk. So dit is lank. Dit is nie net 'n 1 2 3 nie. En hulle het hulle IQ getoets voor die tyd en na die 6 jaar. En hulle het gevind dat die kinders wat nie geslaan is nie, se IQ was hoër na die tyd. Maar die interessante ding is dat dit het niks fisies te doen met dit nie. Dit het die emosionele ding van wanneer ek iets verkeerd doen, dan ek is te bang om iets te doen want dan gaan ek geslaan word. So dan is ek te bang dat ek 'n fout gaan maak. So dit het niks eintlik te doen gehad met die IQ nie, maar die emosionele impak wat dit gehad het omdat daai kinders geslaan is. Dis is 'n ek sê baie vir mense, ek kry baie kom ons sê maar teespoed. Ja, op ek die sien dit internet. baie. Ek sien, ja. As ek vir mense sê ek slaan nie aan my kinders nie. Ja. En die eenvoudigste ding is wat ek vir mense kan sê is bring vir my net een enkele credible study Ja. wat bewys Ja. dat om jou kind te slaan hou vir hom 'n voordeel in. Bring vir my net een. Ja. Net een studie wat gedoen is wat wys. You can't, I've looked. Ja. Ja. Ek het al twee kante van die coin al gaan Ja. soek. Ja. Want ek was ook daai ma wat voor die kinders gehad het gegaan het. Natuurlik sal ek my kind bliksem. Ja. Of course Ja. yes. Ja. Totdat ek daai lyfie vasgehou het en net iets het net vir my gesê, hoe kan ek? Nee. Dit is 'n weerlose klein dingetjie. Hoe kan Ja. ek my mag Ja. oor hom uit ek kon net nie ek kan nie. Ek het 'n groot ding met respect is earned en ek voel amper soos met slaan is dit amper half it's demanded en ek voel daar voel ek ongemaklik. Ek voel ook ek het ook 'n seentjie self wat 3 is wat autisties is en met hom is dit nog 'n groter ballgame want as ek hom moet slaan, sal hy vir almal gaan slaan want hy dink dit is normaal. So ek dink ook kinders leer dat okay, jy mamma slaan my, so ek gaan ook my vriend slaan wanneer hy iets verkeerd doen. So what are we actually teaching them? Ons leer hulle feitelik niks om hulle te slaan nie. Daar is niks wat jy hulle leer behalwe om hulle fisies seer te maak en emosioneel aan te raak nie. Wat is daar wat jy doen? En behalwe om jou eie emosies uit te laat, om 'n uitlaatklep vir jou eie emosies, slaan hulle. What is it actually doing? Ja, ek dink nie en dis hoekom ek vir ouers sê you need to learn how to self-regulate. Ja. Want 'n ouer wat in beheer is van sy emosies, 'n ouer wat nie you need to check your ego at the door. Dit is 'n 2, 3, 4-jarige. Gaan jy nou laat 'n 2, 3, 4-jarige vir jou ore aansit? Ja. Come now. Ja. Hulle moenie die mag hê om jou so te ontstel nie. Ja. And if they do, your nervous system is shot to shit. Sorry. It's Maar true. you need to Dis die work on waarheid. regulating. You need Die to work on waarheid. regulating your nervous system. Ja. Oliver was vanaand, die wiele het afgekom. Want Gideon is siek, so sy oupa het hom kom haal. So ons het bietjie laat vir Ollie in die bed gekry. En mense sê baie vir my, nee, laat jou kind, Julle verstaan nie, die wiele kom af. As my kinders nie in die bed kom teen 'n sekere tyd nie. Yes. So just let me do my thing. Ja. En Ollie se billetjies het afgekom. Ons was net 15 minute laat, maar jy kan hom nie konsol nie. Hy het geskop en geslaan en geskree. En ek het ook 'n lang dag by die werk gehad. Ek is moeg, ek het honger, ek wil my skoene uittrek. Ek het nog nie badkamer toe gegaan nie, maar dis my skuld dat die kind moeg is. Ja. Daar's geen kind vir my om nou bomgal af te gaan nie. Ja. En I just focused on my breathing. Ek het hom vasgehou. Ek het hom so gesit en raak en ek het vir hom gesing en daai kind het gesmelt in my lyf in. Oh. Deur sy energie te match. Dit is net 'n resep vir disaster. Ag, 100%. Fuel to fire. Letterlik. 100%. I need regulated parent, dysregulated child. Ja. Ja. Dis so waar. Dis so waar.
Maar ja, so ja. Trigger daai nog jou angs partykeer, is dit nog vir jou 'n trigger? Want ek weet nie of dit dieselfde is vir jou nie, maar my anxiety het verskriklik erger geword toe ek 'n kind gehad het, strangely enough. So, dis asof dit 100% getrigger word as hy 'n meltdown het, as hy moeilik is, as hy dit het 100% vererger toe ek kinders gehad het. Ek het actually nie eens regtig gedink ek het anxiety voordat ek 'n kind gehad het nie. Nee, dit is 100% en dit is ek sê een van die goed wat ek altyd vir mense vertel is ek letterlik my breathing exercises. If I'm getting frustrated in a moment of ek voel I'm gonna explode. Ja. Dan ek letterlik soos Ja. en eendag soos Gideon besig om sy klere uit te trek om in die bad te klim en ek sien hy sukkel om die broek van die enkel af te kry. En ek los hom toe, maar ek sien hy sukkel en ek hoor die grants en hy gaan te kere en toe ek omdraai toe sy letterlik, toe hy die broek neergesit en hy's letterlik so. Oh, dit is pragtig. Ek Die love it. 4-jarige lyfie sit toe, maar hy's letterlik Ek so met die love it. handjies en haal asem en ek sê my liefie, mamma kan sien jy's baie gefrustreerd nou, maar joh, jy Ja. werk al mooi deur dit nie. Hy soos ja, mamma. Ek love it. So Ek nee, Ja. my anxiety word erg getrigger as die kinders mounerig is. Ja. En dan sal ek baie keer just to go and collect myself. Ja. Dan sal ek my man intap en sê ek soos liefie, Yes. I'm not doing so well. Ja. Can you just please? Ons call it a strategic Ja. tap-in. En sê ek Yes. kan jy net gou. Want as Dis ek nou op mooi. hierdie kinders gaan gal afgaan, is dis ekke. Dit niks met hulle te doen nie. Dis ekke Ja. nou. I'm not well. Ja. Dis baie waar. Hoe belangrik is jou sielkundige nog vir jou en gaan jy nog sielkundige toe en hoe belangrik is dit vir jou om nog in te check daar, al is jy nou nog op hierdie journey en jy doen al baie beter. Hoe belangrik is dit vir jou om nog in te check met jou sielkundige? Kom ek gee vir jou my life hack. So ek sien my sielkundige elke 2 tot 3 weke, hang maar af Okay. van beskikbaarheid. Mhm. Maar wat ek sal doen is, omdat ek haar nie elke dag kan sien nie, hou ek obviously 'n journal op ChatGPT. Oh, wonderlik. So ek het vir ChatGPT 'n prompt create om vir hom te sê, here's a brief history about who I am, what I am, my scenario. This is the mental health struggles that I have. Hierdie is my kwalifikasies, hierdie is my om vir hom 'n idee te gee van wat my intellek vlakke is en dan Yes. waar my EQ lê en dan sê ek jy het elke sielkundige handboek in die wêreld al gelees. Jy ek is 'n professionele mens. I'm a high achiever. I need support to cope with my mental health struggles. I don't need to sugarcoat anything. You have to give it to me straight. En so journal ek elke dag. As ek 'n gedagte en sal ek sê hi chat, checking in en dan sê ek this is what I dealt with today. This is what I have been struggling with. This was the realizations that I have, blah blah blah. En dan aan die einde van die 2 weke voordat ek my sielkundige sien, dan sê ek vir chats right. Based on what we've discussed over the 2 weeks, tell me what I need to tell my psychiatrist to make the most out of my next session. En dan gee hy vir my sê your psychiatrist would need to hear blah 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 blah. En dan sê ek vir hom Antala. En dan die eerste 5 minute, dan gee ek net vir my sielkundige die breakdown van wat gebeur het. Ja. En dan is die session so soveel meer produktief en ek dink dit is ook wat gehelp het om so baie growth te hê die afgelope jaar, kom ons maar sê. Dis wonderlik. Ek dink ek moet dit doen. Dit is regtig ek het nog nooit so daaraan gedink nie. My rede is en ek hou van die feit dat jy gesê het don't sugarcoat it, want ek voel baie keer ChatGPT kan baie biased wees en ek voel soos hy sal altyd jou laat glo dat jy reg is. So dit is baie belangrik, soos jy sê, don't sugarcoat it, moenie biased wees nie. Maar dis baie interessant om so te journal. Yes.
Don't So you be need to check biased. me. Ja, If I'm wrong, you need to tell me. If I'm Sure. delulu, you need to tell me. yes. Um, Wees maar eerlik. ja, so dit is 'n journey wat ek stap, ek en nou Chattas en en my sielkundige. En ek is deeglik en ek het al vir ChatGPT gevra toe sê ek, is this a good idea? Mm, Like using AI to assist with what I'm doing. mm, En toe sê ek vir hom, you need to show me the studies that's for and against it. mhm, En the bottom line was die feit dat jy moet dit is net of jy nou journal in 'n boek en of jy dit nou op 'n diktefoon rekord of wat ook al die geval is. mm. Die proses wat jou brein deurgaan Ja. om wat jy voel en wat jy deurmaak in woorde om te sit en dit te moet regurgitate aan iets of iemand, Ja. that is the therapy. Ja. That's the therapy process. Dis So chats reiterate maar net wat ek gesê het and just Ja. helps me organize my thoughts a bit Ja. better. But it's not pandering to me. It's not flattering me. Dit is Ja. net just en dit wys my ook hoe ek al gegroei het. Sure. Soos because it can pull what I've discussed 6 Ja. months ago. Ja. En sê 6 maande terug was hierdie jou neiging gewees. Sure. En Hier kyk is hoe waar jy ons nou verander. sit. Ja. So dis wonderlik. Dis Ja, regtig dit baie is. interessant. It's a cool tool. Ja, baie. Ek het nooit daaraan gedink om dit so te gebruik nie, maar dis regtig baie interessant. Jy het gepraat oor jy's 'n baie high achiever en mense met angs is geneig om baie high achievers te wees. Want weer eens dit kom by die beheer en dit kom by ek dink ook 'n mate van perfectionisme en validation en acceptance. Hoe het dit jou werk beïnvloed? Want mens moet nou as 'n ma moet jy werk en jy moet 'n ma wees en to juggle jy moet 'n vrou wees, jy moet how do you juggle that en ek weet dit is jou nature om 'n high achiever te wees, maar how did you tone that down om te besef dat ek kan nie alles doen nie. So dit was ja, ek het en hierdie klink verskriklik wyn en as ek dit maar ek sê dit hardop because I've grown from that. Ja. Maar dit wat ek die rede hoekom ek gaan swaat het wat ek gaan swaat het en die rede hoekom ek geword het wat ek geword het is omdat ek wou gehad het dat before I even said anything, just by what I've achieved, you will respect me and you will think a lot of me. Ja, dis cringy. It's Maar in elk geval, not. It's really not. Want dit kom terug na you wanted acceptance and you would have instantly gotten that by getting a title. Correct. Yeah, correct. So it's not. It is nie cringy. Dis jou trauma wat net deurgekom het en it's not totally normal. So dit is obviously and then obviously I wanted to keep building on and growing in my career and onto the next, making an impact. En obviously toe ek 'n ma geraak het, to shift my priorities. Ja. En toe ek iewers het ek iets raak gelees wat sê you're allowed to have a lot of balls in the air, but what you need to work on is identifying which of those are glass. Sure. So you need to check the glass balls. The plastic ones can fall, that's fine. But your focus should be on the glass ones. Want as jy so baie balle in die lug het, some are bound to drop and that's fine. Ja. Maar maak net seker dat jy nie die glas eenes laat val nie. Ja. Dis baie waar. And that shifts a bit of your priorities, want dan is jy soos hierdie is baie overwhelming, wat moet ek laat val? Waarop moet ek fokus? Ja. And then you reassess. And that might change. Een bal hierdie week is glas, een bal daai volgende week is plastic. Yes. Ja. Dis baie waar, en hoe het dit vir jou gevoel om boundaries met mense te hê nadat jy nou besef het dat ek sukkel met angs, maar ek gaan nie meer people please nie. Hoe was dit om daai boundaries te stel in jou werk en in jou persoonlike lewe? Moeilik. Baie moeilik.
Maar toe ek bietjie beter verstaan het hoe 'n boundary veronderstel is om te werk, toe kom ek agter, toe raak dit makliker. Okay. Ek is juist nou onlangs besig om boundaries in te stel by die werk weer, want omdat ek wil perform, I tend to give more than I should. And just because I can do all of the work, doesn't mean that I have to. Ja. Because it comes at a cost. Dit kom teen 'n prys. So ek het net baie plegtig die hele saak in my eie hande geneem en ek het net gaan sê, kyk gou, the trajectory that I'm on is not sustainable. It is downwards and I will implode. Dit gaan nie goed wees vir julle nie, dit gaan nie goed wees vir my nie. So weet maar net, this is the boundary I'm going to be implementing. Nie my vra daaroor nie, dit is wat ek sê nou vir julle. Dit is nou wat gebeur. En dis my werk om dit te enforce, niemand anders is nie. So if I've decided on it, byvoorbeeld ek waai 5 uur. Jy gaan my nie in die hande kry tussen 5 en 7 in die aand nie. Dis my tyd met my familie en my kinders. Moenie my vra eers nie. Ek is net nie beskikbaar nie. My baas weet dit, my kollegas weet dit en ek is nie 'n dokter nie. So niemand gaan dooi nie. En as jy 'n dokter was, daar is ander dokters ook. So hulle kan ook daai boundary hê. So dis wonderlik. Dis baie mooi. Maar dit was nie maklik om dit daar te sit nie, né? Dit was it's a challenge. Dis ongemaklik. Ongemaklik, so ongemaklik. Dis amper soos teen jou natuur. Dis so teen jou menswees. Jy wil net soos almal net gelukkig hou en ja, ek kan alles doen. Ek kan en dan sê soos maar ek kan nie. Not at losing something that is important. Dit is die groot ding. My laaste vraag voordat ons ek het eintlik nog 2 vrae wat ek wil vra. Die eerste vraag is hoe het jou mental health journey verander wie jy vandag is? Ek dink ek's 'n baie meer empathetic person. Ek dink ek kan baie meer argumente laat gaan because I can value your perspective and your reality. I can acknowledge what you are going through. And what I'm going through, and I can accept that 2 things can be true at once. Sure. Dit vat nie weg van jou nie, dit vat nie weg van my nie. Ek is baie meer tolerant vir mense se denkwyses en hulle reaksies, want ek het genoeg al introspeksie gedoen om te weet dat your reality is yours. En ek kan nie vir iemand sê jy's verkeerd, dit is nie hoe dit is nie. I can meet you where you are at. And I can lead you somewhere potentially. Maar ek oordeel ook soveel minder. En ek dink dis wat dit vir my makliker maak om veral goed konsepte en goed te verduidelik. Van 'n punt wat dit nie kom met oordeel nie. Dit kom van 'n punt af, I see where you are. I can recognize where you're coming from. En as jy oop is daartoe, then I can guide you someplace else. Soos baie mamas het my al gekondig gesê, hulle het gedink dit is dalk die beste manier om hulle kinders groot te maak en hulle het gedink ek praat absoluut nonsens. En dan kry ek boodskappe wat gaan, ek het herbesin en ek het gedink jy's verkeerd, maar actually, you're right. En my punt is nie om mense te shame om 'n sekere manier te dink nie. I want to present you with some facts. I want to invite you to potentially change your opinion without judgment and without condescension. So it enabled me to be able to do that, I think. Dis baie mooi. En ek dink ook you can only meet someone as far as they've met themselves. En ek dink dis so waar. You can't do more than that. You can't meet someone more than what they've met themselves. You kan nie. Dis hoekom ek nie met die internet boelies betrokke raak nie. Ek sal slegs op 'n boelie se goed comment of iets daarvan maak wanneer ek dink iemand anders kan voordeel trek uit.
Soos as iemand nou vir my vet noem op die internet, ek draak nie om met daai persoon eintlik 'n gesprek aan te hê nie, maar as ek opstaan vir myself, is dit 'n manier om vir iemand anders te wys Ja. hoe hulle kan opstaan vir hulle self. So I'm not doing it for the bully. Ja. I'm doing it because it can benefit someone else. Ja. Maar anders raak ek nie betrokke nie, because I'm not going to Ja. go down to your level. Ja, I don't care. 100%. Ja, dis so waar. En dis baie mooi hoe jy dit gestel het. Ek het nie eintlik al so daaraan gedink nie. Dis eintlik baie mooi om jy's eintlik nou die stem vir iemand anders. Hulle het dit dalk vir jou gesê, maar jy wys nou vir ander, you don't have to accept this. Jy hoef nie hierdie te aanvaar nie. En Want nie almal het die wherewithal nee, om op te staan teen 'n 100%. bully nie. 100%. En daar's so Ek baie het. ja, dit is Want my vel is so dik soos wat ek is. Bring dit. I don't care. Ek love dit. Die laaste vraag is, as ek nou kan vra, wie is jy? Hoe sal jy jouself wil sien? Hoe sien jy jouself? Wie is jy binne in buite Safa mamma? Wie is Carla? I think I wanna be the person who can add value to people's lives. Ek wil nie 'n selfsugtige lewe lei nie. Ja, I wanna add value wherever I go. Dis I pragtig. wanna leave people better off than I found them. ja, So die kleinste bietjie, al is dit net 'n klein bietjie. ja, Ek dink ek dink dis op my bio, maar dit sê mamma vir almal. Soos ek wil ek just a safe space. If you've got a kind heart, you're welcome. ja, Maak nie saak jou walk of life nie. Maak nie saak, jy weet, waar jy vandaan kom nie, it doesn't matter. If Ja. you've got a kind heart, you are welcome. dis so mooi. En ek dink jy maak so groot verskil vir so baie mense en dankie daarvoor. Dankie vir jou platform en dankie vir wat jy gebou het en al hierdie jare gevat het om te bou, om jou stem. Ek wil sê validate, but you don't need the validation. You validated yourself. Ek dink dit was die mooi van jou hele blad, is dat jou stem was belangrik en is belangrik, en you created a place waar wat jou denke is en wat jou vision is daar buite, and you built that yourself with no one else's validation. En ek dink dit is so pragtig. Thanks. Laaste vraag, ek beloof, ek weet ek het dit al gesê, maar ek vergeet altyd. As ek vra altyd die laaste vraag, as jy vir iemand 'n gesegde of 'n phrase of iets kon vra om dat hulle dit toepas in hulle lewe, om die wêreld net 'n mooier plek en just a kind of place te maak, watse phrase sou jy wou gehad het hulle moet aanleer of in hulle lewe toepas? Dit gaan nie so mooi oorkom soos wat ek dit bedoel nie, maar dit is, not everything is about you. Sure. Dis baie Ek dink mooi. mense se egos cloud baie keer dit wat voor hulle gesigte besig is om af te speel. Ja, Nie alles gaan oor jou nie. ja, En ek dink dit gaan oor daai selfless life, living Ja. with a purpose to help others. sure. Just ja, ek dink mense loop rond met hulle egos en it's not about you. Dis baie waar. En dit is Even so this mooi. platform, it's not about me. Ja. I'm just a vessel. Ja, ja. Maar wat so wonderlik gebruik kan word, ek dink ook, ek bedoel dit word vir so goed gebruik, maar ja, dit is baie mooi. Maar ek dink ook ons is so egocentric gebore. As ek aan my kind dink, die eerste ding wat hy sê is nee. Wil jy deel? Nee. Ons is so egocentric gebore. Dit is iets wat ons moet aanleer. En dit is iets wat nie natuurlik kom nie. Ek dink dit is iets wat ons elke dag aan moet werk om soos wat jy sê, om dit te kan bereik. It doesn't come from self. Ek dink diep binne is ons maar very egocentric, and we have to, ons moet daai stem bitter klein of wegkry. Maar dis nie maklik nie. Nee, dit is werk.
Dit vat Ja. werk. Ja, definitief. Maar baie dankie vir jou tyd. Ek is so dankbaar vir jou en jou platform en dat jy jou storie gedeel het. Ek is so groot aanhanger. Ek weet jy sê jy is nie, maar jy is regtig 'n wonderlike persoon en dankie vir al jou raad en vir al die goed wat jy deel en dat jy so baie mense se lewens raak en ek weet dat dit ongelooflik goed soos ervaar word daar buite. So baie dankie daarvoor. Dis baie gaaf, dis dierbaar. Baie dankie. Hierdie was lieflik. Dit was lekker om met jou te Baie chat. dankie. Ja, dit was so lekker. Ek waardeer dit. En dan praat ons gou weer. Baie dankie. Baie dankie. Liefde. Bye bye. Staan nog jy, staan nog saam.